So julle, ek wil met julle gesels oor die muur van trauma. Nou, kom ons wees eerlik met mekaar. Trauma is nie iets wat net met iemand anders gebeur nie. Trauma is iets wat met elkeen van ons gebeur. So dit is deel van ons almal se lewens. Miskien het jy jouself al afgevra en gesê, "Jesus, maar hoekom voel ek op hierdie stadium so ver van God af? Hoekom voel dit vir my hy het van my vergeet?" Mense sê altyd vir as jy nou deur trauma gegaan het, maar bid net harder, glo net meer, gaan meer kerk toe, lees meer jou Bybel. Maar partykeer voel dit vir jou soos, ek bid, ek glo, ek gaan kerk toe, maar my gebed slaan teen die plafon vas en hy val weer af. Daar kom niks van dit voel vir jou, dat daar niks van hierdie gebed afkom, na jy deur hierdie traumatiese ervaring of gebeurtenis. As ek praat van trauma, praat ek nie vanaand net van noodwendig waar jy met die dood gehandel het nie. Ek praat nie noodwendig net van trauma kan klein wees. Want iets wat vir my klein is, maak my net so seer as iets wat groot is vir jou. Dit gaan vir my oor die seer kry in die lewe, die hart. En ons sal nou 'n bietjie meer pertinent naby kom. Partykeer voel jy so leeg, gelowig leeg. Jy glo, maar jy het seer. Hoekom? Hoekom is ek ver van die Here? Hoekom laat die Here dit met my gebeur as ek glo? Ek wil vanaand vir jou sê, as jy verrusting bring, eerstens, as jy hierdie trauma wat jou geloof ruk. Trauma kan 'n muur bou tussen jou en die Here. Dit bring skeiding. En dit is wat ek vanaand eers wil vasstaan by die muur. Maar na dit wil ek vir julle die berusting gee dat dit eindig nie by 'n muur nie. Dit eindig glad nie by 'n muur nie. God is groter as die muur. God ontmoet jou in jou trauma. Nou, baie van julle weet van die storie, baie van julle ken my trauma, maar ek dink nie almal ken regtig die diep kant van my trauma nie. Nou, ek gaan nie nou met die hele storie ophou nie, want dit gaan lank vat en ek dink nie ek is emosioneel reg vanaand vir dit nie. Maar my trauma wat ek beleef het, is so 2,5 jaar terug, toe ek my pa aan die dood moes afstaan. Die manier ek my pa aan die dood afgestaan het is, ek was in Hoopstad gewees, ek het 'n oproep gekry en gesê, het jy gehoor, jou pa was in 'n ongeluk, die kragopwekker het ontplof. 27 Desember 2022. 29 Desember 2022, 9 minute voor 6 die aand, toe breek die dokter die nuus aan ons, my pa is oorlede. Baie traumaties, sterk. Ek is vroeër in my lewe is ek al deur selfmoordpogings. Ek het sterk gestaan, sielkundig, hard geword, groot geword, rebel gewees. Toe kom hierdie traumatiese gebeurtenis in my. En ek ken die Here. Dadelik het ek gesê, ek aanvaar. Ek aanvaar dat wat gebeur het, kan ek nie verander nie. Ek is nie okay met wat gebeur het nie, maar ek aanvaar wat gebeur het, kan ek nie verander nie. Fast forward die story 10 maande down the track. Ek was sterk die hele tyd. Amper sê ek heildronk. Hildeblyk gelees op my pa se begrafnis wat ek self geskryf het, sonder om enigstens 'n traan te drup. Sterk gestaan. 10 maande down the track moes ek in 'n huis instap waar ek breek. Voor my ma plat sak, plat op die grond, snot en trane huil en vir haar sê, ek kan nie meer nie. Toe begin my vraag, waar's die Here? Hoekom dit? Hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom dat? Toe sit vra so, woede, wat ek die Here mee peper. Nou ek wil vanaand op daai verhaal en my trauma wat ek baie van my punte gaan baseer op. Jy sit vanaand daar en jy het trauma. Jy het iets wat jou seer maak. Jy het iemand wat 'n doring in jou vlees is. Wat vir jou trauma veroorsaak. Wat jou ver laat voel van die Here of 'n geval of 'n situasie in jou lewe. Vanaand wil ek hê terwyl ek met jou praat, om jou storie daaraan te sit. Hoor wat ek sê en sit jou storie daaraan. Nou as ons gaan kyk na ons teksvers, waar die Here ons bemoediging gee,
In Psalm 34 vers 19, ek lees ons uit die boodskap uit, sê die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is, weer nuwe moed. Nou, net dit alleen, om te kan sien dat, deur erken in sy woord dat daar mense is wat hartseer is. Dit het nie net goed gegaan met hulle nie. Dit het nie net voorwaarts gaan nie, ons gaan nou 'n bietjie na 'n ander verhaal kyk, waar dit sleg gegaan het. So, om terug te kom na trauma toe, en daar is so 'n paar stappe, of paar prosesse van trauma wil ek sê. Nou, sou iets met jou gebeur het vandag, het sy jy onregverdig behandel is, het sy jy jou werk verloor het, of wat ook al die geval mag wees. Trauma bou 'n muur. Nie altyd net emosioneel nie, maar geestelik ook. Dis nie net pynlik, trauma is nie net altyd 'n pynlike ding nie, dis 'n verwrigtende ding ook. Dit kan 'n verwrigtende situasie ook wees. Dit verander baie keer hoe jy die wêreld sien. Maar dit verander ook meeste van die tyd hoe jy vir God sien en waar jy vir God sien. En belangriker, dit verander hoe jy voel oor God soms. Wanneer jy trauma beleef, gebeur een van twee dinge. Eerstens, jy begin twyfel of is God werklik, waar is God, hoekom is God nie hier nie? Of tweedens, jy begin voel, jy is nie goed genoeg vir God nie. Jy is nie goed genoeg nie, so nou kom maar seer oor jou pad. En nou dadelik vra ons af, maar waarom, Here? Hoekom? Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Daar is 'n stigma wat glo dat goeie goed gebeur met goeie mense en slegte dinge gebeur met slegte mense. Ek het nou amper baie reg het gesê wat ek dink van daai stigma, maar snert. Dis wat dit is. Dinge gebeur in die wil van die Here met sy kinders. Nou, in daai gebeurtenis van trauma, vra jy jouself af, waar was God toe ek my werk verloor het? Waar was God toe ek geboelie is? Waar was God toe my pa oorlede is? Hoekom maak Here dit so? Kon nie in sy slaap eerder rustig gesterf het nie? Hoekom het hierdie trauma met my gebeur? Ek was nie reg daarvoor nie. Ek 26 jaar, 25 jaar oud, nou moet ek my pa verloor. En ek het myself ook gevra, as hy so liefdevol is, hoekom doen hy dit? Ek meen, geen liefdevolle mens gaan iemand anders so seer maak nie. Waar? Of het ek gevoel dat ek is nie belangrik genoeg dat my pa se lewe gered kan word nie? Hoekom is hy vir 47 uur in die hospitaal lê? Is ek nie belangrik genoeg dat sy lewe gered kan word nie? Ek kan ook vir my storie vertel om te sê, yes, die vader het my pa daar in die hospitaal uit die dood uitkom haal. As dit jou geval is, die Here seën jou, regtig. Maar dalk het die Here met my 'n ander plan gehad om sy dood te gebruik om te weet waar ek vandag is. Nou, dit het my lank gevat om te besef in hierdie trauma, om jouself hierdie vraag af te vra van, waar was God toe dit gebeur het? Is hy dan nie liefdevol nie? Is ek nie belangrik genoeg nie? Dis nie sondig om dit te vra nie. Dis menslik. Maar die geheim is, as jy hierdie vraag of hierdie trauma onderdruk, gaan dit nie weg nie. Glad nie. Dit kook, dit broei en dit groei. En dis waar die muur gebou word tussen jou en die Here. Waar jy die een wat jou eintlik help, heeltemal aan die ander kant van die muur sit. Nou om vir julle 'n illustrasie te gee, 'n prentjie te gee van trauma. Trauma is soos 'n huis wat afbrand. Jou huis staan, hy brand voor jou af, die fondament lê nog daar. Almal skree van die buite af en sê, nee, ons bou net weer, is alles oukei, pak baksteentjies, dan gaan ons. Maar niemand weet hoe voel dit om in daai as te staan nie. Niemand weet waartoe jy gaan nie.
Niemand weet hoe voel dit waardeur jy gaan nie. En dan gaan iemand anders deur dieselfde as wat jy gaan, julle gaan nie dieselfde voel nie. Want God het julle nie dieselfde geskape nie. En dan gaan ons na die volgende punt toe, selfs by trauma in die Bybel. Selfs profete in die Bybel het gebreek onder trauma. Dit het nie net goed gegaan met hulle nie. Dit het zwaar gegaan. In 1 Konings 19 lees ons van Elia se trauma. Nou, as jy kyk na Elia se storie, het hy die Baal-profete uitgedaag. Baal-profete het gesê, nie, hulle God is God, en Elia het gesê, maar my God is God. En hy het die Baal-profete uitgedaag en sê, maar kom ons bou 'n altaar, en ons gee 'n offer aan ons God. Hy sal die vuur voorskaf. En hulle het gepak, en hy het gepak, en hulle het vir hulle gesê, nee maar, sjap, julle kan eers gaan, bid julle eers tot julle God, en dan kyk ons. En Elia het met hulle begin spot, hulle het toe na Baal gebid, Elia het met hulle begin spot, en sê, hoorie maar, yes, slaap hy nie dalk nie, sit nie dalk bietjie, hy werk nie overtime nie. En Elia, die woord sê vir ons dat, die Here het soveel water oor Elia se altaar, as dit nou die regte woord is, gestuur laat die slote rondom, het vol water gestaan. En Elia het na God gebid, en die Here het vuur gestuur. Toe kom eers Isebel, en dreig, of voor dit, het hy toe die Baal-profete almal verslaan, hulle almal vermoor. Of, nie vermoor nie, maar doodgemaak. En Isebel kom en sy dreig hom, en hy sê, dieselfde tyd, selfde plek, sal dieselfde met jou gebeur, soos jy met hulle gedoen het. En Elia begin vrees, en hy hardloop weg. Elia het 'n wonderwerk gesien, waar vuur uit die hemel uitgekom het. In 'n nasie waar God aanbid het Isebel hom gedreig, hy het gevrees en hy het gevlug woestyn toe. Hy gaan lê onder 'n boom en sê, dit is genoeg, neem my lewe, Heer, daai regte, kyk, my pa is nou oorlede, nou gaan ek, vat dit my lewe ook. Dis 'n fase van trauma. Dis iets wat jy moet gaan. Jy moet vra. Elia was moeg en depressief. Dis 'n fase van trauma, jy's moeg, jy's depressief. Dit gaan gebeur. Hy was in 'n plek van emosionele en geestelike trauma, moegheid. Dis iets wat nie beskryf kan word nie. Maar ek voel ons almal weer daarvan. Maar wat doen God? God gaan nie in 'n preek vir Elia nie. Hy sê nie, Jesus, maar jy is ondankbaar nie, ek het dan vir jou vuur gestuur. Wat nou? Jy is ondankbaar. Nee. Die Here sê nie vir hom, jy het nie genoeg geloof nie, hoe kry jy jouself weer in jammer kry? Waar is jou geloof? Weet jy wat doen die Here? Die Here stuur vir hom 'n engel, en hy sê vir hom, staan op, en eet. En later, praat God nie deur vuur of deur storms met hom nie, maar 'n fluister. Net soos ek laasweek het ons aan geraak, waar God se stem is nie noodwendig donderstorms nie. Partykeer is dit 'n doodrustige, sagte stem wat net toe kom, en aan jou openbaar word. Nou is, die les my hieraan is, partykeer kom jou grootste nederlaag na jou grootste oorwinning. Jy mag dalk vanaand dink, ek is op my laagste. Ek wil vir jou sê, jy's nie op jou laagste, as God jou nog nie ontmoet het nie. Jou ontmoeting met God sal kom op jou laagste. Dis waar God jou gaan ontmoet. As jy voel, jy kan nie meer nie, as jy plat op die grond is, dis daar waar die Here sy hand gaan uitsteek en hy gaan jou optel. God skree nie oor ons trauma nie. Hy fluister, hy sag, hy's naby. God dwing hom nie af nie. Hy nooi jou. Dan kom ons by die punt na die muur en
kyk ons na trauma wat ons verander. Trauma verander ons, verseker, maar dit hoef ons nie te vernietig nie. Glad nie. Ons gaan nooit weer terug na ons ou self toe. Kom ek sê vanaand vir jou, as trauma met jou gebeur, is daar 'n nuwe normaal. Jy sal nooit weer jou ou self kan wees nie. Toe ek in die proses was van aanvaar, het ek aanvaar dat daar 'n nuwe normaal gaan wees. Ek gaan nie kan teruggaan na gister en sê, maar nou het ek weer 'n pa nie. En ek het die prentjie gekry van, dis soos 'n 100 meter atleet. Hy het sy heup seer gemaak, nou sy mank. Hy bly 'n 100 meter atleet, maar sy nuwe normaal, 'n manier van hardloop, is met 'n mankbeen. En hy gaan nou net so hardloop, maar hy gaan nog die 100 meter hardloop. Net soos hy altyd het, met 'n nuwe normaal. In Jesaja 61 vers 3 sê God vir ons: vir hulle wat in Sion sit en treur, gee hy feesklere in ruil vir begrafnisklere. Hulle sal ophou treur en baie bly word. Hulle moedeloosheid sal plek maak vir vrolikheid. Hulle sal wees soos reggobome wat die Here geplant het om te wys hoe groot hy is. Die Here kom nie na jou toe in trauma as jy verander is, om te sê, kom ek maak jou reg nie. Nee, hy maak jou nuut, hy maak iets beter. Nou gaan jy myself vra, hoekom is ek deur gegaan het? Nou hier is my antwoord. Want die Here wil iets beter maak met jou. Hy wil iets groter maak met jou. Hy het groter planne. Glo dit, ek spreek dit vanaand oor elkeen van julle. Hy het groter planne as wat jy in jou kop kan dink aan. Vir elkeen van julle. Maar vir hierdie beterwording of verandering, vernuwing, is daar een ding nodig. Dit is om op te hou wegkruip agter die ek is okay gesiggie. En om te sê, Here, ek is gebreek, ek is moeg, en ek is moeg om te maak asof ek okay is. Dis weer eens daai tree om te sê, daai step in boldness om te sê, ek is okay, ek is nie okay nie. En ek wil vanaand vir elkeen van julle sê, dis okay om nie okay te wees nie. Dan wil ek jou vanaand berusting bring of vertroosting bring om te sê, hoe lyk genesing van trauma saam met God? Eerstens, wat ek sekerlik glo die moeilikste punt is eerlikheid. Dit is wanneer jy erken wat jou seer gemaak het. Dit is wanneer jy die doring gaan uithaal en te sê, hier's my seer. Ek het my werk verloor. Ek is verraai. Wat ook al dit mag wees. En moenie dink, hierdie eerlikheid van hierdie seer is oor iets wat nou of gister gebeur het nie. Weet julle wat is die seer van trauma? Dit partykeer vat dit jou 10 maande, partykeer vat dit jou 10 jaar. Onverwerkte trauma is net so groot probleem. So was dit 10 jaar terug, is dit nodig vir jou om te sê, Vader, toe ek op hoërskool was, is ek geboelie. Toe ek op hoërskool was, is ek verraai. Ek is oorgeloop, wat ook al mag wees. Nou jy eerlik was, is dit nodig vir gemeenskap. Jy trek mense nader. Nie ek of jy is gemaak om alleen te herstel nie. Dis hoekom het my geverg het om na 10 maande te breek en na sielkundige toe te gaan. Of 'n trauma beraader toe te gaan. Nou waarin ons eerlik was en ons het die gemeenskap nader getrek, is al een ding wat jy moet besef. En is tyd. Soms werk die Here stadig. Die Here werk op sy tyd. Het sy stadig, het sy vinnig.
Genesing is nie iets wat jy by Pick n Pay kan gaan koop en daai drinkoupop pakkie en jy gooi water by en is 'n kitsoplossing. Glad nie. Dis nie 'n polyfiller wat jy aanmaak en jy smeer dit oor jou krake nie. Nee, genesing is waar krake heel gemaak word, nie toegemaak word nie. En dan, in hierdie proses is dan teenwoordigheid. Is wanneer jy eerlik was en sê, Here, ek het seer, dit het gebeur, maar ek wil in u teenwoordigheid wees. Ek wil u die tyd gee, en ek wil in u gemeenskap wees, om my heel te maak. Ek wil vanaand vir julle 'n praktiese voorbeeld gebruik, en ek wil hê julle moet dit insien, en dan verder gaan. Wat gebeur wanneer ons trauma inhou? Eerstens, so hier's trauma. Ek verloor my werk, ek word verraai, mense lieg vir my, mense loop oor my, besigheidstransaksie wat skeef geloop het, ek het 'n vriend aan die dood afgestaan, ek het my ouer aan die dood afgestaan. Noem het. Wat 'n trauma? Jy weet wat 'n trauma jy vanaand deur was. Dis wat gebeur as dit uitgaan. Ek wil gou wys. Wat gebeur vanaand? As jy al jou trauma ophoop en dit wil inhou, dan gebeur dit. Jy breek. Maar wat gebeur wanneer ons trauma by God se voete los? Ek wil gou so 'n paar stappies voor ek by my punt uitkom is, trauma wat verwerk word, so ek wil gesê, is nie oukei nie. Dit lê nie onder 'n mat en is stil nie. Dit groei, dit broei, dit word erger. Trauma steel jou vrede. Jy sit aan die buitekant met 'n glimlag, want jy moet hierdie ek is oukei gesiggie opsit. Jy moenie, dit steel jou vrede, want aan die binnekant het jy nie 'n glimlag nie. Die binnekant is jy donker. Trauma vorm 'n valse identiteit, want jy sit in die oggend jou gesiggie aan en sê, ek is oukei, dit gaan goed met my. Meanwhile, kom jy vanaand by die huis en sê, Vader, vat my lewe. Ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. Vanaand wil jy opgee, maar nou was jy nog oukei. Trauma het 'n manier om jou hart te maak, en jou emosioneel af te sny. Jy leer om jou hart toe te maak. Nou ek wil jou vanaand sê, 'n geslote hart hou pyn uit. 100%. Maar geslote hart hou liefde ook uit. Die hartseer saak is wanneer jy liefde gaan uitsny, gaan jy eensaam en alleen opeindig. Trauma beïnvloed jou keuses en jou verhoudings, omdat jy mense wegstoot, omdat jy bang is om te vertrou, omdat jy seer gemaak is. Kom ek sê vir jou, in trauma en in seer het enige persoon 'n manier om selfgesentreerd te raak. Want die wêreld is eindig by my. My wêreld eindig. So hoe kan jy so gelukkig wees? My wêreld is eindig dan. Kan ek julle iets vertel? Toe my pa oorlede is, het ek gevoel die wêreld staan stil. My wêreld was in mekaar. En ek het eendag by die venster uitgekyk. En ek het gesien, man, dis net my wêreld wat stil staan. Want daai karre ry op en af, daai mense gaan nou met 'n lewe. Hulle voel nie vir jou nie. En die grootste gevaar wat trauma vir ons inhou, is dat dit geestelike isolasie veroorsaak. Jy voel ver van God af, jy het hierdie vrae teenoor God van, waarom, hoekom, wat ook al hierdie vrae mag wees. En jy begin dink, God het my verlaat, ek is eensaam, hier sit ek. Maar daar's hoop
vir elkeen van ons, al het jy lank ingehou. God is nie afwesig nie. Hy wag vir jou. Nou ek het vanaand vir jou nuus, vir jou wat voel, jy het trauma wat onverwerk is. Jy het seer wat jy nie langer mee kan saamdra nie. En dis hier. Hier is die plek waar jy trauma kan verloor. Die kruis is die plek waar jy trauma kan verloor. Hy verraai jou nie. Hy verlaat jou nie. Hy mishandel jou nie. Hy het nie aan jou trauma deelgeneem nie. Hy het dit gedra. Toe hy aan die kruis gesterf het vir my en jou, het hy ons trauma saam omgedra. Hebreërs 4 vers 15 sê, ons hoëpriesters is nie een wat met ons swakhede meegevoel het nie, maar is een wat in alles versoek het, net soos ons, tog sonder sonde. Hy verstaan. Julle almal gaan wonder, hoekom het julle elkeen 'n tissue gekry vanaand? Almal van ons het trauma. As jy voel, jy is vanaand op 'n plek wat jy nie trauma het nie, is ek bly die Here werk met jou. Regtig, ek is uit my hart uit bly. Maar vir jou wat vanaand seer het, nooi ek uit om jou trauma 'n naam te gee. Niemand hoef te weet wat is daai trauma se naam nie. Jy alleen weet waardeur jy gaan. As dit meer is as een, noem hulle almal. Gee hom lang name. En ek nooi jou uit om jou trauma vanaand by die kruis te kom neerlê. Ek nooi elkeen van julle uit om jou trauma by die kruis te kom neerlê. En dan kan ons saam daaroor bid. Ek wil afsluit om te sê, as trauma 'n muur tussen jou en God gebou het, is jy nie verkeerd of swak nie. Jy's net menslik. Maar God sê vandag vir jou, ek is nie bang vir jou muur nie. Ek wil daar binne kom. Ek wil jou seer dra. Ek wil jou herstel. Jy hoef nie te herstel om na God toe te kom nie. Kom na God toe, sodat jy kan herstel. So terwyl jy daai trauma het, wat jy weet wat sy naam is, kom ons sluit die oë en dan wil ek vir ons bid. Here, U sien elke wond wat ons dra. Selfs die wat ons nie met ander wil deel nie. U weet van elke traan, elke nag van paniek, elke oomblik van stilte. Ons bid dat U ons sal ontmoet agter ons muur van trauma. Help ons om weer te vertrou. Help ons om te vertrou en te leer dat U goed is. Selfs al maak die lewe seer. U sien elke tissue vanaand, U sien elke stukkie seer wat ons dalk vir jare probeer wegsteek het. Vader, ons bring dit vanaand en kom sit dit by U voete neer. Nie omdat dit klein is nie, Vader, maar juis omdat dit groot is. Kom staan, kom maak ons vry. Genees ons waar niemand anders kan nie. Jesus, wil ek vanaand net U genesing kom bid oor die gebroke wat daar is. Vader, wat ek vanaand U vakmanskap
bid oor die krake wat daar mag wees. Om daardie krake reg te genees. Vader, ek bid dat ons die masker sal afval van ek is okay. En ons hand sal opsteek en sê ek is nie okay nie. Maar ek weet, saam met U gaan ek okay wees. Vader Jesus, U ken ons harte. Ek bid dat U sal ingryp waar ingryping nodig is. Vader, hier's harte wat seer en stikkend vanaand is. Wat toegeplak is met die maskers. Vader, ek bid dat U vanaand daardie maskers sal afbreek en oopbreek. En ek breek dit, in Jesus naam spreek ek dit, oor jou wat voel, jou hart is vol maskers. Ek bid dat jou hart vanaand sal oopmaak en hom net sal openbaar. Ek bid dat jy vanaand sal verligting vind om jou trauma by Jesus se voete neer te sit, om jou trauma by die kruis neer te sit en te weet, hy het reeds jou trauma vir jou gedra. Vader Jesus, dankie dat ons kan weet, deur ons trauma maak U ons sterk, want U het 'n groter plan met ons. Vader Jesus, ek bid net vir U wil en U genesing. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil vanaand uit persoonlike ervaring wil ek vir jou sê, dis nie altyd nodig om dadelik oor trauma te praat nie. Partykeer is dit nodig vir jou om een tree terug te staan en net te sê, ek wil net eers begryp wat aangaan. Want hoe kan jy praat oor iets wat jy self nie eers vatplek kry op nie? So as daar iets met jou gebeur, is dit okay, om net eers te sê, ek haal asem en ek kyk net wat gebeur. Dis daai aanvaar wat met jou gebeur het. En is okay dat nie een van julle vanaand dalk iets deel met ons nie. Maar ek pleit vanaand by julle. As jy trauma het, julle het Steven se nommer. As julle deur my met Steven wil praat, dis ook okay. Spreek trauma aan. Want glo my, ek kan jou beloof om trauma aan te spreek, gaan jou nader bring aan die Here. Dis ongelooflik. As dit nie vir my trauma was, het ek nooit die Here ontmoet op die vlak wat ek hom vandag ken nie. Dan het ek nooit die voorreg gehad om laas jaar deur daai doopbad te gaan nie. So kom ons sit net so, dan sluit ons net af. Dankie liewe Here dat ons vanaand kan weet dat U is koning bo ons trauma. U is oorwinnaar van ons trauma. Vader, dankie dat ons kan weet, saam met U is ons oorwinnaars van ons trauma. Vader Jesus, ek bid en elkeen wat hier is, Vader, ek bid waar ons in verskeie rigtings sal gaan die week. Bid ek U seën. Ek bid die gawe van geloof. Ek bid die genade en ek bid dat ons elkeen in boldness sal sê, ek is nie okay nie en is okay om nie okay te wees, want ons is okay saam met U. Vader Jesus, seën ons elkeen waar ons in verskeie rigtings gaan. Maak ons baie vir ons gelyk. Hou die Vaderhand van beskerming oor ons en wees ons genadig. In Jesus naam. Amen.